Goeiemôre. Ja, dis weer lekker om met julle te gesels. Ja, Willem en ander luisteraars, dankie dat ek die geleentheid kan kry om ook 'n paar gedagtes te lig. Ja, soos gewoonlik het ek een of ander interessante tema ook vir oggend. Nou, hierdie tema is eintlik gebaseer op my vertaalwerk en my vertaalagtergrond. Jy weet, dit is baie keer kry mense 'n woord wat regtig 'n tamaletjie is om te vertaal. 'n Woord wat net nie pas nie, 'n woord wat nie 'n ekwivalent het in ons taal nie of in 'n ander taal nie. En dan moet mens hierdie woord verstaan en op verskillende maniere hierdie woord probeer vertaal. Nou, een so woord is skandalizo of skandalizomai. Hierdie woord skandalizo wil ek dan in Afrikaans transkribeer as skandaleer. Met ander woorde, dis iets om soos 'n skande te maak. Maar die probleem met hierdie skande maak woord in Grieks is dat hy nie regtig pas oplink 'n ekwivalent het in Afrikaans of in Engels nie. En dat ons as vertalers elke keer 'n keuse moet maak om te besluit hoe gaan ons die woord skandaleer vertaal. So kom ek gee vir julle 'n paar voorbeelde. Dan kyk ons of julle al geskandaleer het. Miskien het jy al geskandaleer. Miskien het jy al 'n skande gemaak, maar is 'n interessante manier van skande maak hierdie. So dit bring ons eintlik dan by die vraag: hoekom verskil vertalings so baie? Dit vertalings verskil so baie omdat dit dikwels so is dat mens nie 'n direkte 1-tot-1 vertaal ekwivalent vir 'n woord het nie. Nou is die vraag, watter vertaling is dan korrek? Julle weet ons het ten minste 3 groot Afrikaanse vertalings. Afrikaans 53, Afrikaans 83 en Afrikaans 2020. En in Matteus 26:33 is daar 'n versie en dit is nou maar 'n voorbeeld om vir julle te wys hoe dit verskil en dat ons nou probeer kyk watter een is korrek of die mees korrekte vertaling. Goed. So Matteus 26 vers 33 dan in die 53 vertaling. Dit gaan nou oor Jesus wat met Petrus praat en Petrus sê vir Jesus: Al sal almal die aanstoot aan u neem, sal ek nooit aanstoot neem nie. So Petrus sê vir Jesus: Al sal almal aan u aanstoot neem, ek sal nooit aanstoot neem nie. So hy sal nie offend word deur Jesus nie. Dis wat die 53 vertaling sê in Matteus 26:33. Maar toe kom die 83 vertaling sê dit so. Daarop het Petrus vir Jesus gesê: Al sal hulle u ook almal in die steek laat, ek sal u nooit in die steek laat nie. So, dit is nog 'n groot verskil, né? Al sal almal aanstoot aan u neem, in die steek laat. So aanstoot neem is, ja, ek hou nie van hom nie. Dis nie vir my lekker nie. Dis 'n ou wat iets sleg doen, iets wat ek nie van hou nie. Die 83 vertaling het daarvan gemaak in die steek laat, maar word dit pad gegee. So Petrus sê in die 83 vertaling vir Jesus: Al sal al die mense pad gee van u, ek sal nooit pad gee nie. En nou die 2020 vertaling gekom en dit so vertaal. Afrikaans 2020 van Matteus 26:33. Petrus het egter vir hom gesê: Selfs al sal almal van u afvallig raak, ek sal nooit afvallig raak nie. Ja, interessant. Dit is baie naby aan die 83, maar dit is ook 'n bietjie sterker, né? Heeltemal afvallig raak. Dit voel omtrent of jy geloof sal verloor. So 83 vertaling klink my dis net 'n kort rukkie. Ja, as iemand net vir 'n kort rukkie in die steek laat, ek gaan nie in die steek laat nie. Die 53 vertaling sê aanstoot neem, wat nou weer iets anders is. Ja, hoekom verskil hierdie 3 vertalings so? Hier in Matteus 26:33. Dit is omdat in al 3 hierdie plekke daar die Griekse woord skandaleer is. Met ander woorde, 'n skande maak.
So 53 vertaling, so ons kan sê, daarop antwoord Petrus en sê vir Jesus, al sal almal skandaleer oor u, ten opsigte van u skandaleer, ek sal nie skandaleer nie, né? Dis wat al drie vertalings dan sê. Al sal hulle ook almal in u in die steek laat, né? U skandaleer, ek sal u nie skandaleer nie. Die 2020, selfs al sal almal van u afvallig raak, sal almal van u skandaleer, ek sal nie skandaleer. Nou ja, so julle sien, dit is eintlik regtig nie maklik nie. So in Grieks is daar die werkwoord dan om skande te maak. Ek sê nou maar so, maar dit is eintlik nie regtig wat dit is nie, maar die naaste wat ons dan in Afrikaans aan 'n term kan kom. En dan maak ek dit sommer kies in die mond. Dan tongenetjies maak ek dan skandaleer. So wat wat is die Afrikaanse ook ekwivalent vir skandaleer? Is om skande te maak. Maar skande maak pas nie in al hierdie gevalle nie. Daar's eintlik elke keer 'n ander ekwivalent, 'n vertaal ekwivalent wat ons moet gebruik. Want skande maak pas nie waar die Griekse woord skandaleer, as ek tussen aanhalingstekens kan sê, gebruik word nie. So skandaleer, dit kan met enige van die volgende uitdrukkings vertaal word. Tot struikel, om aanstoot te neem, tot 'n val kom of tot 'n val te laat kom, in die steek laat, verwerp en selfs twyfel. Dit is alles vertaal ekwivalente wat ek in die Bybel gekry het vir hierdie woord skandaleer. So kom ons kyk dan na 'n klompie voorbeelde. So as jy wil, ek sal hoofsaaklik uit Matteus uit lees. Dan kan jy saam met my in Matteus lees en blaai na Matteus toe. Die eerste een is Matteus 5 vers 22 en dis hierdie bekende stukkie van as jou oog jou laat skandaleer. So hoe sal ons dit dan vertaal as daar staan as Jesus sê as jou oog jou laat skandaleer, ruk dit uit en gooi dit van jou weg. So wat is skandaleer dan? So die meeste vertalings sê dan as jou oog jou laat struikel of anders sê laat afdwaal. Ek wil dan selfs eintlik bysit om te sê as jou oog jou laat sondig, ruk dit uit, gooi dit weg van jou af. So dit is wat skandaleer in hierdie konteks kan beteken in Matteus 5:22. As jou regter oog jou laat skandaleer, ruk dit uit en gooi dit weg. So as jou oog jou laat sonde doen, as jy na verkeerde goed kyk, of as jou oog jou laat struikel, as jou oog jou laat afdwaal, wat dan ook al. Ja. Die volgende een is soortgelyk, Matteus 18 vers 6, Matteus 18 vers 6. En hierdie gaan net oor Jesus en die kindertjies. En Jesus sê basies dan, wie een van hierdie kleintjies laat skandaleer, so ons moet nie een van die kleintjies laat skandaleer nie. So Afrikaans 2020 het dit vertaal met wie een van hierdie kleintjies wat in my glo laat struikel. So dis wat hulle gebruik het vir skandaleer. Die Afrikaans 83 vertaling het gesê elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo van my afvallig maak. Ja, baie dieselfde, maar tog 'n groot keuseverskil, né? Wie een van hierdie kleintjies wat in my glo laat struikel. Ja, struikel in watter opsig? Net laat sonde doen of laat val, so ver wegval. En daaroor sê die 83 vertaling van my afvallig maak. So as ons maak dat 'n kind afvallig word van die Here of laat struikel, laat sonde doen, beide die twee goed is reg, maar dit is nie dieselfde nie. Hoekom nie? Omdat die Griekse woord skandaleer is. Ek wil amper sê as enige een van julle een van hierdie kleintjies 'n skande laat doen. En watter skande moet ek as vertaler dan besluit ek hier gaan inskryf. 2020 het gesê die skande is om die kind te laat struikel. Die 83 vertaling het gesê is om 'n kind afvallig te maak. Om 'n kind te laat sondig of 'n kind sy geloof te laat verloor. Alles is 'n skande as ons dit doen ten opsigte van Jesus en die kindertjies wat hy liefhet. Ja, net 'n klein bietjie verder
Matteus 18 vers 7. Dan staan daar: maar wee hulle deur weer hierdie skandaal kom. Nou ja, dis weer dieselfde woord, dis net die naamwoord vorm. So, wee die wêreld as gevolg van die struikelblokke. Struikelblokke is onvermydelik. Nogtans, wee die mens deur wie die struikelblok kom. So, die 2020 vertaling het hierdie naamwoord skandaal, skandaloosum, dink ek, vertaal met struikelblokke. So wee hulle wat die struikelblok laat kom. 83 vertaling het hierdie naamwoord skandaal dan vertaal met hoe jammer tog vir die wêreld dat daar dinge is wat 'n mens afvallig maak. Nou het hulle die tweede keer dit nie vertaal nie. Sulke dinge wat eintlik skandale is, kom noodwendig, maar weer die persoon deur wie dit kom, deur wie hierdie skandaal kom. Wat 'n skandaal? Volgens hulle, dit is skandaal om iemand afvallig te maak. So, wie hulle deur wie die skandaal kom. Die skandaal om iemand te laat struikel, want dit is 'n struikelblok en hierdie struikelblok in iemand se pad te sit. Of om mense afvallig te maak. Ja, dit is dan hoe hierdie twee vertalings Matteus 18 vers 7 vertaal. In Matteus 11 vers 6 is daar weer 'n ander interessante een. Gelukkig is elkeen wat nie oor my of in my skandaleer nie, sê Jesus. So Jesus sê, gelukkig is elkeen wat nie in my of oor my ten opsigte van my skandaleer nie. Die Afrikaans 20 vertaling het gesê, en gelukkige is die mens wat nie aan my aanstoot neem nie. Ja, ek is seker reg, aanstoot neem is seker reg, maar ek dink dit is meer as net om aanstoot te neem. Mense kan baie keer aanstoot neem oor wat Jesus gesê het, wat Jesus nou vir jou sê vandag, jy kan aanstoot neem daar. Maar verwerp jy regtig vir Jesus? Twyfel jy regtig aan hom? En dit is wat die 83 vertaling gedoen het. En gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie. So dis 'n bietjie sterker, né? Om te twyfel in Jesus, om ek wil sê aan jou geloof te begin verloor. So gelukkig is die mens wat nie sy geloof verloor nie. Dis 'n ander manier om dit te vertaal. So ek hou 'n bietjie meer van die 83 vertaling in hierdie Matteus 11 vers 6 as die 2020 vertaling. Want as ek as vertaler dan 'n keuse moes maak, sal ek sê gelukkig is elkeen wat nie twyfel nie, wat nie sy geloof verloor nie. Ja, Matteus 24, net dis daar by in die eindtyd, waar dinge begin swaar gaan, dan staan daar dan sal baie skandaleer. Matteus 24 vers 10 sê, dan sal baie skandaleer, mekaar oorlewer en mekaar haat. Wat gaan hulle doen? Wat gaan mense doen? Hoe gaan baie mense skandaleer daar in die eindtyd? Twyfel aan Jesus? Aanstoot neem aan Jesus? Jesus verwerp? Struikel? As gevolg wat Jesus sê? Wees die leer, die Bybel wat geskryf is oor Jesus? Ek weet nie. Kan jy my dalk help te sê, hoe gaan ons Matteus 24 vers 10 vertaal? Dan sal baie skandaleer, mekaar oorlewer en mekaar haat. Ja, so wat dink jy sal hulle gedoen het? Hoe sou mens skandaleer in hierdie gedeelte vertaal? Ja, 'n ander interessante een is dan Jesus en die Fariseërs. Ek het twee voorbeelde daarvan. Matteus 17 vers 24 en 27 praat dan oor die Fariseërs. Nou dit gaan hier in vers 24 dan vra die Fariseërs vir die disippels: "Betaal hy dan nie tempelbelasting nie?" So, hulle is nie baie seker of Jesus die tempelbelasting betaal nie, want hy het baie van die reëls het hy nie toegepas soos hulle dit gedink het toegepas moet word nie. En dan staan daar vers 27 wat Jesus dan eintlik vir Petrus hulle sê, vir sy disippels sê: "Maar sodat hulle
sodat ons hulle nie laat skandaleer nie. Gaan see toe en gooi die hoek in, hè? Gaan vang 'n vis en toe het hulle die vis gevang en die regte tempelbelastinggeld in die vis se bek gekry. Nou sê Jesus, maar gaan gou see toe, gaan vang 'n vis dat ons die geldjies kan kry om die tempelbelasting te betaal, sodat ons die fariseërs nie laat skandaleer nie. Twyfel? Ek twyfel of dit twyfel is, want hulle het klaar getwyfel in Jesus. Ek twyfel of dit verwerp is. Hulle het klaar vir Jesus verwerp. Die meeste vertalings vertaal hierdie versie, Matteus 17 vers 27 as aanstoot gee. Jesus het vir die disippels gesê, gaan vang 'n vis, kry gou geld dat ons die tempelbelasting kan kry en die tempelbelasting betaal, sodat ons nie die fariseërs nog meer aanstoot gee nie. Dat hulle nie aanstoot neem in my nie, sê Jesus. So interessant. Hier pas aanstoot nou vir my baie mooi. In Matteus 15 vers 1 tot 12 gaan dit ook oor die fariseërs. Ek gaan net vers 1 vers 12 lees, Matteus 15. Toe kom daar fariseërs en skrifkenners uit Jerusalem by Jesus aan en sê: "Hoekom oortree u disippels die tradisies van die voorouers? Want hulle was nie hulle hande wanneer hulle gaan eet nie." Nou hierdie was is nie net omdat dit fisies vuil is nie, maar dis ook omdat dit 'n ritueel is, 'n godsdienstige ritueel is, om rein te wees. So hierdie fariseërs het nie daarvan gehou dat hulle met onrein hande eet nie, nie letterlik net fisiese vuilheid nie, maar dat hulle godsdienstig onrein is omdat hulle nie die godsdienstige rituele nagekom het nie. Dan staan daar vers 12. Toe die disippels naderkom, sê hulle vir Jesus: "Weet u dat die fariseërs geskandaleer het toe hulle die uitspraak hoor?" Want Jesus het hierdie gebruike van die voorouers aangevat. En hierdie fariseërs het nie daarvan gehou nie. Dit staan daar: "Weet u dat die fariseërs geskandaleer het toe hulle die uitspraak hoor?" So wat het hulle gedoen? Hulle het aanstoot geneem. Ek kan self sê hulle het Jesus verwerp. So dit is twee mooi vertaalmoontlikhede dan in hierdie konteks van Matteus 15 waar die fariseërs sê die disippels volg nie die gebruike van die Joodse gebruike nie. En Jesus sê vir hulle, maar dit gaan nie oor die buitekant van die ding, koppie wat vuil is nie, maar wat binne-in is, dis wat binne jou hart is. En daarom moet jy mooi dink wat jy doen. Dit gaan nie oor die gebruike nie, dit gaan oor die hart. En toe hierdie fariseërs aanstoot geneem omdat Jesus eintlik hulle wette, reëls en regulasies omvergewerp het. Hulle het aanstoot geneem. Ek begin afsluit met Petrus. Twee voorbeelde wat naby aan mekaar is hierso. Matteus 26 hier uit die einde van Matteus waar Jesus dan verhoor word voor sy kruisiging. Matteus 26 vers 33. Petrus sê: "Selfs al sal almal oor u of in u skandaleer, ek sal nooit skandaleer nie." Dis die voorbeeld wat ek reg in die begin genoem het. Ek noem dit net weer dat ons miskien nou dit beter kan verstaan. Petrus sê: "Al sal al die mense skandaleer ten opsigte van u, ek sal nooit ten opsigte van u skandaleer nie." Nou, soos ek in die begin gesê het, Afrikaans 53 vertaling het gesê aanstoot neem. Daarop antwoord Petrus en sê vir hom: "Al sal almal ook aanstoot aan u neem, ek sal nooit aanstoot neem nie." Nou, ek dink dis 'n bietjie flou. Ek dink dis bietjie te swak, nee. Nou interessant, en dis baie keer so in vertaalwerk. Dis basies die regte woord, maar hy's of te sterk of nie sterk genoeg nie. En dan moet mens die vertalers raad gee dat hulle 'n woord kan kies wat 'n bietjie sterker is of 'n bietjie swakker is, 'n bietjie minder kras is of meer krag het. Ja. So ek sou vir die vertaler van 53 vertaling gesê het:
Aanstoot is vir my te flou, te swak hierso. Want ek dink nie dit gaan net oor Petrus wat aanstoot neem in Jesus nie. Ek wil amper uit aanstoot geneem in die mense wat vir hom gevra het of hy 'n volgeling van Jesus is. Maar ek dink nie uit aanstoot geneem in Jesus nie. Die 83 vertaling kom toe nou en vertaal dit as volg. Daarop het Petrus vir Jesus gesê: Al sal hulle ook almal u in die steek laat, ek sal nie u nie in die steek laat nie. Ja, interessant, né? Heel wat sterker as aanstoot gee, dis in die steek laat. So ek sal nie u in die steek laat nie. Ek sal u nie los nie. Ek sal by u staan. Ek sal agter u wees. So dis mooi vir my, die in die steek laat. Maar die 2020 vertaling het dit nou weer sterker gemaak deur te sê: Petrus het egter vir Jesus gesê: Selfs al sal almal van u afvallig raak, ek sal nooit afvallig word nie, né? In die steek laat is vir my net tydelik. So vir 'n tyd lank, daai tydjie, daai aand, vir 'n tyd lank. Maar die 2020 vertaling het dit nog sterker gemaak deur te sê: Ek sal nie afvallig word nie, ek sal nie my geloof verloor nie. So mens sou dan hierdie Matteus 26 vers 23 kon vertaal met die woorde: Petrus het vir hom gesê: Selfs sal almal hulle geloof verloor, selfs almal twyfel in u, né? Dis ook 'n ander mooi weergawe. Selfs sal almal in u twyfel, ek sal nooit in u twyfel nie. Selfs as almal afvallig word, ek sal nie afvallig word nie. Selfs as almal hulle geloof verloor, ek sal nooit my geloof verloor. So, alles vertaalmoontlikhede van hierdie sinnetjie wat sê: Selfs al almal ten opsigte van u skandaleer, ek sal nooit skandaleer. Ja, ek hoop jy luisteraar sal ook nie skandaleer ten opsigte van Jesus nie. Nou, soos ek gesê het, 'n tweede soortgelyke voorbeeld, hier uit Matteus 26 hier teen die einde, vers 31 staan daar: Julle sal almal vannag nog skandaleer. Jesus sê vir die disippels dit, né? Julle sal almal vannag nog skandaleer ten opsigte van my. Nou eintlik het hierdie drie vertalings dit eintlik maar op dieselfde manier vertaal. Vir al die disippels en dit ook vir Petrus. 53 vertaling sê: Toe sê Jesus vir hulle: Julle sal almal in hierdie nag nog aanstoot aan my neem. Aanstoot neem, soos ek sê, ek hou nie baie daarvan nie. Dis net ek hou nie van wat Jesus doen nie. Ek dink dit was baie meer as dit gewees. 83 sê: Toe sê Jesus vir hulle: Julle almal sal my vannag nog in die steek laat. So dit is nie sleg nie, want dit is nou presies wat gebeur het vir daai tydperk, daar in die nag, in daai gedeelte, terwyl hy verhoor word en die mense dan vra: Wie is jy? Waar kom jy vandaan? Of dat hulle bang is dat hulle gevang word, dat hulle ook gekruisig gaan word, verhoor gaan word. Toe het hulle weggehardloop. Jesus in die steek gelaat. So dit pas vir my mooi. Maar weer eens het die 2020 vertaling dit sterker gemaak en gesê: Jesus sê toe vir hulle: Julle sal almal in hierdie nag van my afvallig raak. Sien, dis rof, né? Julle sal almal julle geloof verloor. Dit voel amper dis te sterk in hierdie geval waar die disippels net in daardie nag eintlik net te bang was en Jesus in die steek gelaat het. So ja, luisteraar, jy moet self besluit, en as jy my wil kontak, asseblief doen dit, saam praat oor hierdie en ander vertalings. Ek gaan volgende keer ook oor 'n ander vertaalprobleem praat wat iemand vir my ingestuur het. En dit is my so lekker om tog so 'n vraagie te kry so per geleentheid, of 'n bietjie raad of bietjie comment te kry oor dit wat ek sê. So, as jy met my wil kontak maak, kontak my gerus by 074 419 8353. As jy iets wil sê, as ek gedag geskandaleer het teenoor jou, as ek jou aanstoot gegee het. Mag die Here help dat die kerk nie skandaleer ten opsigte van die mense nie. Maar so baie mense skandaleer ten opsigte van die kerk. Ja, dit is nou ja vir twee jong manne wat sê: Ja, ek was eintlik nog nooit in die kerk nie, want die kerk het so en so vir my pa gesê.
So hulle het aanstoot geneem in die kerk, so erg dat hulle nooit weer wil kerk toe gaan nie. Hulle het geskandaleer, hulle het 'n skande gemaak daar. Hulle het die kerk verwerp. Hulle het eintlik die kerk of in die steek gelaat. Hulle sê hulle het nie vir Jesus in die steek gelaat nie, maar net die kerk. Ja, luisteraars, ek weet nie hoe maklik dit is om daardie onderskeid te maak om te sê ek neem aanstoot in die kerk, maar nie in Jesus nie. Nou ja, daar's 'n groot verskil tussen aanstoot neem, laat struikel, verwerp, in die steek laat, twyfel. Mag jy nie een van hierdie dinge oorkom nie. Mag jy nie skandaleer nie. Hierdie wat ek nou net genoem het, dit is die keuses wat die vertaler moet maak uit die konteks waarin die woord skandaleer voorkom. En as jy dan vra, hoekom verskil vertalings so? Onthou, daar's baie dikwels 'n Griekse of 'n Hebreëse woord wat nie pas in Afrikaans nie, wat nie 'n pasmaat het nie, wat nie 'n vertaal-ekwivalent het nie, wat nie 'n een-op-een vertaling het nie. En die vertaler moet in elke konteks 'n besluit neem, 'n keuse maak oor hoe hy daai woord gaan vertaal. En ek dink nie dit is omdat hulle die vertaling of die woord van God minag nie, maar omdat hulle die woord verstaan soos hulle verstaan en dit vertaal soos hulle dit verstaan. Soos die Gees hulle op daardie oomblik lei. Ek sluit af. Moenie laat kleintjies skandaleer nie. Fariseërs het geskandaleer. Petrus het gesê hy sal nooit ten opsigte van Jesus skandaleer nie. Maar Jesus het gesê, geseënd is hy wat nooit ten opsigte van my skandaleer nie. Mag dit so met jou ook wees, dat jy nooit ten opsigte van Jesus skandaleer nie. Moenie 'n skande maak deur ten opsigte van Jesus te skandaleer of ander mense te laat skandaleer nie. En dit is my so interessant, dat hierdie woord aktief en passief gebruik word. Ek kan self skandaleer, maar ek kan kindertjies of ander gelowiges laat skandaleer. Mag die Here jou help, my help, dat ons nie skandaleer ten opsigte van Jesus nie. Seën vir jou en mag jou geloof sterk staan. Seën tot volgende keer.